Heilig, heilig, heilig is U Here God Almagtig. Waardig van ons lofsang. Waardig van elke loflied wat ons opbring, Here. Jesus, 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 koning vir ewig. Heerser vir ewig. Aan U behoort alle gesag. U is God en U is Skepper. Jesus. Amen. Amen. Julle mag maar sit. As iemand nou opvlieg, weet ek is omdat die bankies koud is. Dit is julle almal okay. Hier is heel wat meer konversies uit en ek sien die paartjies sit stywer. As jy nie deel is van 'n paartjie nie, moenie styf sit, ek watch julle. Die skrif vir vanoggend gaan op die bord verskyn en ek dink is daar so baie wat 'n mens kan sê op so 'n oggend en ek dink tog om te begin met die eerste gedagte wat nie eintlik deel is van die preekie, maar tog vanoggend toe ek nou klaar maak om hier net te kom, is ek dink daar's baie goed om oor te kla, dink ek. Ek dink nie so lank te dink aan dan sal iets opkom. Dit kan ek of dit nou persoonlik is, of dit nou familielid is en of dit nou finansiëel is of dit nou ekonomies is in die land, maar want daai vraag is altyd, Here, maar hoekom is daar so baie seer? Hoekom is daar so baie sleg? Hoekom is daar so baie boosheid? As daai vraag is altyd daar. Maar vanoggend dink ons terug en hierdie is die antwoord. Jesus se kom, se kruisiging. Dis hoekom hy gekom het. Dit is wat my wat my verstand te bowe gaan is, dit is hoekom hy gekom het. Hy het gekom om dood te gaan. Weer op te staan, maar om vir 'n oomblik te lê onder die hand van sy skepping, sodat hy die antwoord kan wees vir altyd op al die seer, op al die siektes, vir altyd die antwoord sal wees. En ja, dit gaan nie altyd great nie, maar ons kan altyd dankbaar wees dat hy gekom het. Ons het altyd hierdie ding om dankbaar voor te wees, is ons redding. Of dit nou goed gaan, of dit sleg gaan, dankie Jesus vir u redding. Dankie dat u gekom het en u het gekies. Niemand het hom gedwing nie. Hy het gekies. Wat 'n lekker gedagte is dit. Is hy het my en jou in gedagte gehad toe hy gekom het om dood te gaan. So vanoggend as dit voel vir my stem bewe verskriklik, né? As julle sukkel om my te hoor, ek is so jammer. Maar ek weet nie wat met my aangaan nie. Ek kry ongelooflik koud. Ek hoop julle is okay. Ons sal dalk volgende jaar 'n plan moet maak. Ek weet nie, ons mag nie vure maak nie, maar want die timer het al afgebrand, so hulle is baie heilig om vure. So eers dalk moet ons volgende jaar 'n klomp kombers of iets hê, maar 'n plan maak want joh, vir my ook 'n kombersie voor. Heng. So vanoggend se titel, as ek 'n titel kan sit op die boodskap, is 'n veranderende lewe, 'n lewe wat verander is. En dis hoekom Jesus gekom het. Ek dink as 'n mens baie keer dink aan hy het gekom om ons te red, dan trek 'n mens dit baie maklik oor na eendag gaan ons die hemel toe. Maar ek wil hê jy moet besef in hierdie oggend, hy het gekom om jou nou al, jy's nou al gered. Jy's nou al vergewe van jou sonde. Daar's nou al genesing vir jou. Daar is nou al in hierdie leeftyd 'n lewe in vol. En hy wil nou al jou lewe verander. Die evangelie, en is eintlik die skrif waarmee ek wil afgeëindig het, en ek gaan nou vir ons lees, maar gaan dit nou net eers aanhaal, is in Romeine 1 vers 16 wat sê, die evangelie is die krag van God tot redding. Die krag van God tot redding, maar daai redding is meer as net. Ons gaan eendag by hom in die hemel wees. En wat 'n wonderlike gedagte is dit. Ek sien uit daarna. Weet nie van julle nie. Ek dink dit moet 'n baie vreugdevolle tyd wees, maar ons kan nou al
begin ervaar. Ons kan nou al in daai begin stap. Nog nie in die volheid nie. Ons gaan die volheid daarbo in op 'n vlak beleef wat ek dink ons verstand te bowe gaan. Maar dit is nie eers dan nie. Ons kan nou al begin in daai intree, 'n lewenvol, 'n lewe van wat gered is, 'n veranderende, 'n changed life. Dis eintlik wat die Engels is, 'n changed life. Ek wil in Johannes 3 vir julle lees. En hy is een van my gunsteling karakters in die Bybel. Ou Nikodemus, ek dink hy word altyd in 'n goeie lig gesit nie, maar ek hou baie van Nikodemus. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie." Jesus antwoord en sê vir hom: "Voorwaar, voorwaar." Nou as Jesus dit sê, voorwaar, voorwaar, of in Engels sê truly, truly, dan weet jy soos nou moet ek aandag gee. Voorwaar, voorwaar. Ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: "Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word?" En julle ken hierdie teksvers. Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: "Voorwaar, voorwaar. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het jy moet weergebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So elkeen wat uit die gees gebore is." So ek gaan net daar stop want daai bevat redelik alles wat ek vanoggend wil aanraak. So hier kom Nikodemus in die aand op, let op, want hy wil nie gesien word deur die ander Fariseërs nie. Hierdie is 'n man van aansien. Hierdie is 'n man met reputasie. Hierdie is 'n man wat teen een finansiëel ook baie goed doen. En hy kom in die aand. Hoekom? Want hy is bang. Hy's bang vir wat mense gaan sê, maar hy is tog nuuskierig genoeg om by Jesus van wie hy al hierdie goed hoor en sien, tog by hom te kom sit en sê: "Here, ek het vrae. Leer my. U moet sekerlik." So hy's daar, maar hy's nog nie daar nie. Hy's op pad soontoe. En Jesus sê vir hom: "Slegs as jy weergebore kan word, kan jy gebore word, kan jy in die hemel ingaan." En Jesus het dood gegaan en jy kan eintlik nie die sterwing en die opstanding van mekaar skei nie, want dit is die totale gebruik van dit, maar ek wil vanoggend begin by die begin, die kruisiging. Dis die eerste tree, dis die eerste daad van wedergeboorte, is ek wat doodgaan. As jy dink aan die doop, jy wat doodgaan in jouself, soos wat Jesus dood gegaan het vir ons aan die kruis, moet ons doodgaan in ons self, sodat jy weergebore kan word. Ek gesels hierdie week met iemand en ag, daai argument kom toe nou weer op, die hele ding. Hulle het nie die argumente, hulle is nou iemand wat nou met hierdie argument voor hulle kom en daai hele argument van nee, maar wat as ek so gebore is? Jy weet, jy word gebore homoseksueel, jy word gebore met die afwyking van dit, of jy word so gebore. En nie dat ek dink daar's vreeslik en baie wetenskaplike sê dat daar nie regtig bewyse is dat jy op 'n sekere manier gebore word nie, maar dat jou omgewing waarin jy groot word eintlik 'n baie groter effek het as noodwendig jou genetika. Maar toe sê ek vir die persoon, kom vir 'n oomblik entertain ons die gedagte van dat jy so gebore word. Kom ons sê dit is so. Die Bybel sê in elk geval, jy moet weergebore word. So, om te sê ek is op 'n sekere manier gebore, is nie 'n goeie verskoning nie. Dit is nie. Hoekom? Die Bybel sê, jy moet weergebore word. Want almal van ons is sondaars gebore, as gevolg van Eva, Adam en Eva. Dis 'n grapie. Ek dink meeste van julle het al hierin gehoor, maar ek spot altyd en sê, waar sou die man sonder Eva gewees het? In die tuin van Eden. So, dit is 'n grappie. Dames, moet nou nie ophou luister nie. Okay?
Jy moet weer gebore word. Daar's 'n verandering wat gebeur die dag as jy in aanraking kom met Jesus. Nêrens in die skrif sien ons dat iemand dieselfde gebly het nadat hulle in aanraking gekom het met Jesus. Hulle lewe was of verander deur hulle wat besluit om hom te volg, of soos die wat besluit het om hom nie te volg nie en in droefheid weggestap het, soos die ryk jong man wat nie alles wou laat gaan het om hom te volg nie. Jesus los niemand dieselfde nie, maar die keuse lê by jou. Wat gaan die impak wees van dit wat hy vir jou gedoen het op jou lewe? Want hy wil hê ons moet verander word. Daai hele ding van ek is so gemaak en gelaat staan, ag dis die wie Jesus my gemaak het. Hy maak nie sondige mense nie. Ons is sonde gebore as gevolg van sonde. Hy maak jou nou beter. Hy wil jou nou verander. Hy wil jou vrymaak. Nie net eendag nie. Hy wil jou nou al vrymaak. Dis hoekom hy dood gegaan het. Sy bloed is gestort, sy liggaam is gebreek sodat ons nou al vry kan word. En hoekom Nikodemus? Want Nikodemus is 'n voorbeeld van 'n ou wat in aanraking gekom het met Jesus en sy lewe vir die goeie omdat hy gekies het verander is. En dis nou nadat Jesus gekruisig is, lees ons die volgende. En na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alweer van omtrent 100 pond gewig. En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. So hier kom Nikodemus, wat aan die begin bang was, wat in die nag gegaan het na Jesus, doen 'n daad wat sy reputasie totaal en al kan vernietig, want hier vereenselwig hy homself met Jesus. Hy gaan haal hom af. Die ander het weggehardloop. Ons lees klaar dat Josef is al klaar bang vir die Jode. Hoekom is hulle bang vir die Jode? Dat hulle dieselfde kan oorkom. Hulle vrees vir hulle dat hulle eie lewe geneem kan word as gevolg van die feit dat hulle Jesus se liggaam kom versorg. Maar hy kies, hy gaan dit doen. Want ek het in aanraking gekom met die Here Jesus Christus. Hy is wie hy sê hy is. Kyk wat doen hy vir my. Ek wil vir jou sê, as jy ooit wonder of Jesus van jou vergeet het, die Here ooit aan jou dink, hy het en hy doen nog steeds. Die kruisiging is genoeg bewys daarvan dat God konstant aan een en elkeen van ons dink. En Nikodemus sit nie net sy reputasie en sy lewe op die spel nie, maar hy doen die werk van 'n slaaf. Ryk en mense van aansien het nie liggame versorg nie. Maar hy kies om dit te doen, want sy lewe was verander. En hier is my vraag vanoggend, wat se plek van invloed laat ek en jy toe dat die evangelie ons lewe verander, dat die boodskap en die woorde van Jesus jou lewe verander, want dit het die krag vir dit. Dit het die krag vir dit. En ek dink ons kry onsself, as ons mooi dink, partykeer doen ons beter as ander kere. Amen. Partykeer is ons op dreef en ons gaan ons en ander kere glip die ratte en dit krap 'n bietjie. Maar vanoggend is vir jou 'n herinnering dat hy het nie opgegee op jou nie. Hou jy aan. Hou jy net aan, want hy het nie opgegee op jou nie. Hy het nie opgehou nie en hy wil jou lewe, daar waar jy nou is nie waar jy wil los nie. Hy het nog beter vir jou in gedagte. Hy wil jou karakter verander. Hy wil in krag deur jou beweeg. Hy het soveel vir jou. Meer, die skrif sê meer as wat ons dink, droom of kan self verbeel, het hy vir ons in gedagte. Johannes 10 wil ek ook vir ons lees. Julle kan ook maar net sien nou, sien ek. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daai skrif, toe ek dit nou die dag weer lees, en ons het dit so baie al gehoor, het my
weer eens net so tussen die oë kom tref. Jesus se lewe was nie geneem nie. Jy moet nooit dink dat dit ooit geneem was nie. Hy het dit gegee uit sy eie uit, omdat hy wou. En hy het geweet hy gaan dit kan teruggee. Ons weet vandag hy ek dink die disippels was vir 3 dae prek, Here, hoe nou? Want hulle het nie verstaan wanneer hy gesê het ek gaan moet doodgaan nie. Hulle het gedink dis klaar. Dis finaal, dis verby, maar ons weet dat Sondag kom. Doodgegaan vir ons sondes. En Sondag, as die doop uitbeeld, staan ons op saam met hom en begin lewe ons in die nuwe lewe wat hy vir ons voorberei, wat hy wil hê ons moet inloop. Want dit is die evangelie, sodat ons gered kan wees en in die volheid kan stap wat hy wil hê ons moet stap. 'n Lewe wat verander is. Daar's so 'n mooi deel in The Chosen, ek weet nie wie van julle het al gekykie. Ek dink is Maria Magdalena wat sê, baie lank terug gekyk, so ek kan nie die direkte aanhaling onthou nie. Maar wat sy sê is ek was een manier toe ek ontmoet het. En na die tyd was ek 'n ander. Dis een manier toe ek ontmoet het. Na die tyd was ek anders. Gaan ons met droefheid of gaan ons met vreugde? Want ons kies hom soos wat hy ons gekies het. Erig, julle kan maar vorentoe kom. Net ek. Yes, like. Ek wil nou vroeg sing het, ons kan koffie drink. Verkeerde kerk. Kyk, Paulus sal net daai goed keer nie, maar as jy my nou heilige kus gegee, dan sou nou right gewees het. Nee. So ek gaan net vir ons bid, soos hulle nou begin speel. En ek wil net in hierdie volgende, jou weer saam te sing. Maar mediteer, dink aan die kruisiging. Jesus wat vrywilliglik op daai donkie se rug klim. Kom in die stad in die begin van die week, mense juig en hulle jubel. En paar dae later kruisig hom. En weet julle wat is my so mooi van Jesus? Meester Henry skryf, ek lees 'n deel van sy kommentaar hierdie week. Ek het nou amper vergeet, maar dit is my so mooi. Toe hulle vir Jesus die kroon wou gee, om as koning wou kroon, toe weier hy dit en hy verwyder homself en hy gaan weg. Maar toe hulle hom wou kruisig, toe lê hy sy lewe neer en hy stap na dit. Wat 'n redder. Wat 'n God. Die kroon weier hy. Maar die kruis het hy nooit geweier nie. Ja, hy het gebid en gesê, Here, hierdie beker. Maar as dit U wil is, nooit het sy opgetree. Here, as dit U wil is, dat hierdie beker my verbygaan. Maar nou ons dink dit is net die beker van slaan, spoeg, vernedering. Hy was uit sonde geword. Hy het die toorn van die Here, van God het op hom gekom. Hy was geoordeel in ons plek. En hy het dit nie geweier nie. Vir ons. Hy hang aan daai kruis en hy sê, Here, Here, waarom het U my verlaat? Here, waarom het U my verlaat? Vir 'n oomblik is daar tussen Jesus en die Vader wat nog altyd in perfekte eenheid was. Nog altyd. Want hulle het nie begin nie, hulle het nie einde nie. Hulle was nog altyd in verhouding. Is daar 'n breek in daai verhouding waar God hom moet oordeel? Here, waarom het my U verlaat? Ek sê vir julle, ek dink daai. Ek weet nie, ek praat hierdie is Hendrikus se gedagtes. Ek dink daai was vir hom erger as die houe. Die spykers deur sy hande. Is daai oomblik van skeer van my Vader, hoekom het U my verlaat? En hy het dood gegaan sodat ons nooit hoef verlaat te word. Sodat ons nooit deur daai hoef te gaan waar hy gegaan het. Maar sodat ons verenig kan word met die Skepper, sodat ons versoen kan word. Want niemand gaan na die Vader toe behalwe deur hom nie, want hy het daai paadjie geloop vir ons. Hy het herstel vir ons, sodat ons vir altyd in sy teenwoordigheid kan wandel. Kom ek sluit die oë vir. Here, dankie vir U, Here. Yes, Here, ons kan tot in ewigheid dankie sê, maar dit sal nooit genoeg wees vir die prys wat U betaal het.
U wat die lewe neergelê het, U wat U alles verlaat het in die hemel en die gestalte van 'n mens, 'n slaaf aangeneem het, kom wandel het, kom honger word het, kom vuil word het, kom dors word het, verneder is, verwerp is deur die eie skepping, vermoor is deur die eie skepping en nooit het U weggehardloop van dit af. U het ons nooit weggestoot nie. Here, my gebed is, Here, mag ons van vandag af kies om nader en nader en nader te trek aan U as ooit van tevore. Kom verander ons lewe, Here. Ons weet U het die krag vir dit en ons gee U toestemming, Here. Ek gee U toestemming om verander ons lewe. Want ons weet in die storm is U daar. In die leeukuil is U daar. In die vuuroond is U daar. U was nog altyd daar en sal nog altyd daar wees. Jesus, ons koning. Ag, Here, dankie vir U liggaam. Here, ons sit en ons bedink U liggaam wat gebreek is, geskeur is, vernietig en verniel is, sodat ons in heel kan word. Deur U wonde, Here, en deur U wonde alleen, is daar vir ons genesing. En ons loof U, en ons prys U, en soos wat ons hierdie broodjie neem, dink ons nou aan U liggaam, wat vir ons gebreek is, sodat ons in heel kan wees. Here, dankie vir U bloed, wat gevloei het, sodat ons sonde vergewe kan word. Here, U sê vir daai verlamde man, wat is makliker om te sê? Jou sondes is vergewe, of staan op en loop? Maar sodat julle kan weet dat ek die seun van mens is en in staat is om sondes te vergewe, staan op en loop. Here, dankie dat U ons vergewe en dat die bloed vir ons gevloei het vir daai vergifnis. Here, ons kroon U as koning, koning van ons lewens, en ons kies om U te volg. Ons kies, en Here, ek kan nie hierdie besluit namens elkeen maak nie, maar ek kies, Here, en ek glo almal hier, ons kies om ons kruis op te tel, soos wat U kruis opgetel het, vir ons. Ons kies om ons kruis op te tel, en ons lewe nie lief te hê, tot die dood nie. Maar Here, dankie, dat in daai selfde asem, Here, weet ons sê U skrif, dat hulle wat hulle lewe om U ontwil verloor, sal dit kry. Dankie vir lewe in U, Jesus. Maak nie saak wat hier gebeur nie, ons het lewe in U. In Jesus naam. Amen. Amen en amen. Dit is ek, fluit. Nou kan julle gaan lekker lang naweek hou tot en met, laat ek julle nou nie, ek is nie Sondag hier nie, Erik is hier so ek kan nie eers vir julle sê, laat ek julle nou nie Sondag hier sien nie, want ek is hier nie, maar julle moet regtig 'n lang naweek hê, die van julle wat hier is in die omtrek, kom Sondag, selfde plek, selfde tyd, ander klere, julle ken daai ruimpie, net binne, dis binne, julle gaan nie, julle hoef eers weer volgende jaar hierdie tyd, so dis dit 'n koud kry, maar dan sal ons hopelik kombers of iets sê, dat julle nie so bibber nie, maar alles het vir my, dank is julle okay, dan dink julle jy is jou freaking rookie, maar ja, dis ek dankie dat julle hier was vanoggend, dankie dat julle opgestaan het, in die koue trotseer het, en dit is regtig
dis vir my en vir almal van ons diens, ons as span, dit was vir ons 'n voorreg om julle te hê vanoggend en die plek voor te berei vir julle. En ja, Jesus, dankie net vir die span. Julle is amazing. Julle was amper voor my hier gewees. En ja, julle is eisters. Baie dankie vir vanoggend. Seën julle, mag julle veilig wees hierdie lang naweek. Wees veilig, kom veilig terug na ons toe. En dan sien ons julle wanneer ons julle sien. Alright, goed gaan.